Goeiemôre aan almal van julle. Ja, ek het nie weggeraak nie. Ek was die naweek by 'n pa en seunkamp. En was dit nie 'n wonderlike geleentheid nie? 'n Geleentheid waar ons bietjie met die paas gesels het oor hoe belangrik is 'n kind? Hoe belangrik is jou kind wat God vir jou gegee het? Jou geskenk uit die hemel wat eintlik nie eens aan jou behoort nie. Hy behoort aan die Here. Jy maak hom net groot. Ons moet dit altyd onthou. En hoe belangrik dit is dat ons met daai kind moet kommunikeer en dat ons vir daai kind identiteit gee. Want as jy hom nie identiteit gaan gee nie, gaan hy by iemand anders dit soek. En dis waar die moeilikheid begin. Ons het 'n wonderlike kamp gehad. Dankie vir Kobus en Melinda en die hele span wat ons kos gegee het en Dawie Marie wat saam met my gegaan het. Dit was wonderlik. Dit was fantasties. Elke keer die moeite werd. Ons sê altyd as een ou se lewe kon gedraai het met so 'n kamp, was dit alles die moeite werd. Nou ja, een ding wat ons daar vir Paas ook geleer het, is dat hoe lief die Here ons het. Hoe lief hy ons gehad het, ons Vader, dat hy vir Jesus gestuur het om met ons te kom versoen. En hoe belangrik dit is, dat as ons versoening gekry het, dat ons daai versoening moet gee ook. As iemand ons liefde gee, dan moet ons ook liefde kan gee. En dit is baie belangrik. Ek wil vanmôre vir jou ietsie lees. Ek kry dit uit Romeine 5 uit. Hoor 'n bietjie wat sê hy. Hy sê, want vers 6, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Toe ons swak was, daai tyd, ons was onder die wet, ons was slawe, toe kom Jesus en hy sterf aan daai kruis, en sy bloed vloei, en ons word versoen met die Vader, sodat ons kinders genoem kan word. En dit beteken, nou is ons eintlik sterk, want nouliks sal niemand vir 'n regverdige sterwe nie. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer, dan sal ons nou dat ons geregverdig is deur sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Onthou net, daar was 'n toorn gewees op sonde en Jesus het daai toorn het hy weggevat omdat hy in ons plek kom staan het. Onthou jy daai liedjie wat sê, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek gestaan het. Wat 'n voorreg om gedurig in sy wil te kan wees. Want ons, terwyl ons nog vyande was, vers 10, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Is dit nie wonderlik nie? Ek en jy kan vanmôre, jy weet hê, miskien sit jy my vriend of my vriendin en jy wonder, jy het dalk 'n fout gemaak, jy het dalk iets gedoen wat nie goed was nie. En die enigste ding wat die duiwel haat, hy wil jou heeltyd hou onder jou sonde. Hy wil jou skaam en kwaad en hy wil jou heeltyd hou dat jy nie vrymoedigheid het om na die Here toe te gaan nie. Onthou die ou wat langs in die kruis gehang het. Hy het gesê, Here, dink net aan my. En onmiddellik draai Jesus na hom toe. Met al die pyn wat hy op hom gehad het, met al die seer, met al die bloed wat op hom was, het hy gesê, vandag is jy saam met my. Ek wil vir jou sê, as jy vandag na die Here draai, hy gaan nie wegkyk nie. Daar is nog tyd, sy versoening is nog hier. Daarom is dit belangrik dat ek en jy vanmôre maar net kan gaan en sê, Here, hier is ons maak baie foute. Ons wil weer met u net kom sit en sê, dankie dat u reeds vir ons gesterf het vir ons versoening. Maar dankie dat ons met vrymoedigheid na u toe kan sê, en dankie dat u ons klaar vergewe het van al ons sondes. Is dit nie fantasties nie? Ek wil jou net bemoedig vandag, en vir jou sê, ek en jy is eintlik skatryk. Weet jy hoekom ons so skatryk? Want ons is God se kinders. En as ons God se kinders is, Galasiërs 4 vers 7, dan sê dan is ons mede-erfgename deur Jesus Christus. Wat 'n storie. Wat 'n wonderlike storie. So vanmôre wil ek met vrymoedigheid na jou toe kom en sê, kom ons sê net dankie dat ons versoen is deur Jesus met die Vader, dat ons kinders van God is en dat ons mede-erfgename is. Wat 'n voorreg. Wat 'n vriend het ek en jy in Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n splinternuwe week. Dankie vir 'n wonderlike naweek. Dankie vir paas en seuns wat versoen het, Here. Dankie vir u liefde. Dankie vir ouens wat bygedra het, almal wat gehelp het finansiëel. Dankie, Here, vir saaiers. Ek bid vir 'n groot oes vir hulle. Seën hulle, Here, en ook vir ons vandag in hierdie week wat so onseker is. Here, die wêreld is so onseker, maar u is verseker daar. U het gesê, u sal altyd met ons wees. Dankie daarvoor dat ons met gerusheid hierdie dag
en hierdie week kan ingaan om te weet, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Dankie daarvoor. Ons loof en prys U naam. Amen. Nou ja, dit was short and sweet. Dis maandag. 'n Week lê voor. Baie uitdagings, hoe weet ons? Maar een ding weet ek, ons beste lê nog voor. En Jesus het jou oneindig baie lief. Mag jy 'n wonderlike geseënde week hê. Totsiens, tot 'n volgende keer.